goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal Here dan hulle aan hulle vrugte ken. En nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is doen. Baie sal in hierdie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam profeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie. En ek sal aan hulle sê, ek het julle nooit geken. So pas op. Dankie, El. Okay, julle voordat ek oorgaan aan die woord doen, of begin met die woord, wil ek gaan 2 kleintjies inseën vandag. So ons gaan dit eers doen, om die kinders terug te gee aan die Here. So kom asseblief vir my vorentoe. Julle 2 moet saamkom, nie die kinders nie. Ek wil vir julle net 'n stuk lees wat daarby pas. Lukas 18 vers 25 wat sê, en hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hulle kon aanraak, en toe die disippels dit sien, het hulle bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. So as die woord sê, hulle behoort van die koninkryk van God, dan gee ons hulle terug vir die Here. So ek gaan hulle salf, en ek vra dat julle almal verstandige oor. Asseblief. Dan wil ek hê julle moet almal om hulle kom staan. Staan voor mama vast. Staan. Kan je niet uit doen? Dankie Here dat ek hierdie 2 kindertjies aan U kan gee vandag. Vader, papa en mama het besluit hulle moet teruggegee word aan U. Vader, ek vra net dat U hulle sal seën van toe. Vader, rig hulle voetstappe soos wat U wil hê dit moet wees. Vader, hierdie 2 klein prinsessies in U hande is groot worde. Vader, en ek vra net dat U hulle van vandag af sal wys waar om te loop, hoe om te loop en wie U is vir hulle. Vader, U weet hoe lief hulle altyd U het, ons het vanoggend gehoor in die sonnaskool. En Vader, en ek vra net dat U hierdie hele gesin styf sal van mekaar sal vasbind. Vader, met band van liefde wat niemand enigstens kan breek. Vader, dat U in die middelpunt is van hulle hele gesin, en so ook vir papa en mama. Vader, ek vra net dat U hulle sal seën om hulle kinders reg groot te maak in U vrees en U wese. Vader, en ek sê net vir U dankie vir wat U vir papa en mama ook gaan doen. Vader, dat U hulle ook sal oprig soos wat U hulle wil hê. En Vader, en ek sê net vir U dankie vir dit wat U vir hierdie hele gesin gaan doen. En ek loof net hierdie dag voor. Amen. Kijk, is dit ons gaan sit? Ja, jullie gaan pas een bal hier. Dan kan je er weer op. Dan wil ik eerst raaien, ik zie. Echt ja, je zeker, doodzeker. Wil jij ook jou mee? Hoe mooi vrouw jij maar. Dat is dan jullie kan nog gaan zitten. En nou kom jy lekker. Julle die diens gaan bietjie anders te wees vandag.
Julle gaan nie die hele tyd stil sit nie. Julle is vandag deel van die diens. Want die Here wil vandag vir ons wys wat het hy vir ons in storie en wat ons gaan kry van hom af. Maar dit hang van jou af. Wat jy daarmee gaan doen. Kom ons lees die wat in die lied wil saam lees. Jesaja 54. Jesaja is in die Ou Testament. Amper heilig het om ons in die Nuwe Testament. Maak ek trek die druk op myself, want hulle kry die Bybel op ons so. Slaap ek nog in die Bybel is? Okay, kom ons sluit net ons so. Dankie Here dat ek vandag 'n instrument is in jou hande. Vader, dit wat moet gebeur kom weer uit van jou. En ek sê net vir dankie vir wat u vir die mense gaan wys vandag. En ek loof en ek eer u daarvoor. Amen. Amen. Ons lees vers 1 staan. Hier wil onvrugbare wat nie gebaar het nie, breek uit in gejubel en juig. Jy wat geen weer gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroudes. Getroudes, sê die Here. Maar ek wil nie die hele versie gebruik nie. Ek wil net sekere woorde in daai versie gebruik. Wat sê, breek uit en gejubel en juig. Hoeveel keer het die Here nou al vir ons in 'n paar maande gesê, staan op en sing en jubel en juig voor my. Amen. Hoeveel keer al? En ons doen dit nog steeds nie. As hy dit in sy woord sê, moet ons dit doen. Amen. Maar nou staan ons nog steeds net so. Dis nie wat hy wil hê, nie? Ons keer onsself om dit nie te doen. Want ons is ons eie koppe. Want wat gaan daai een van my sê? Of wat gaan daai een van my sê? Ons moet ophou om te worry wat die volgende een van ons gaan sê. Ek gaan Anushka gebruik as 'n voorbeeld. Sy moet nie al woordskrik nie. Sy het ook gewoonlik net nie gestaan en die woorde so gekan, niks gedoen en niks gesê nie. Julle het nou al begin om met haar worship dienste te dans. Awesome. So as sy dit kan doen, hoekom kan ons dit nie ook doen nie? Ja, van ons is skaam. Maar hoekom moet ons skaam wees? Ons is almal hier 'n familie. En as ons 'n familie is, hoef ons nie skaam te wees vir mekaar nie. Amen. Dan kan ons mos spring en skree en hardloop as ons wil. Net nie julle bene breek nie, maar dit kan jy ook doen. Hoekom moet ons stil staan as ons sing vir Here? As hy vir ons sê, gaan breek uit. En hy sê nie loop uit nie. Hy sê breek uit in gejubel. Dan doen jy dit mos nie saak nie. Dan doen jy dit op die hardste wat jy kan doen. Die volgende versie 2. Maak die plek van jou tent. Hier kom die groot. Van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentwoning oopspan. Verhinder dit nie, maak jou lyne lang en slaan jou penne styf in. Want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. Maar nou gaan ek vir julle iets wys. Ek het nou, wie gaan ek vra? Almal wat 'n balletjie wil hê, kom al 'n balletjie. Waar wil jy ballet? Ek wil julle nou wys van hulle sê, die woord sê, span jou tentdoeke wyd oop. Kyk, kan ek hier sit? Hy sê, span jou tentdoeke
julle wyd uit. Maak jou tent wyd oop. Nou kom ons en sê, oké Here, ek maak hulle oop, maar dit is hoeveel ek dink ek is werd. Dis hoe groot ons dit oopmaak, as ons dink, dis hoe ons werd is. As jy dit aan wat is iets vat, probeer iemand om nie ingooi. Ek moet help, hoor. Ek moet saam, hoor. Maar sien julle, as ons ons tentdoeke so klein oopmaak, kan ons enigiets van die Here ontvang, soos wat hy dit vir ons wil hê. Dit kom nie eens naby by nie, want dit is te klein. Nou kom jy, en jy sê, oké, daai bietjie het nie gewerk nie. Daai bietjie het nie gewerk nie, kom ons maak het bietjie groter. Dan maak jy hom bietjie groter ook. En dan dink jy, oké, dit is wat ek van die Here kan ontvang. So jy blok jouself weer eens, om te sê, Here, ek gaan my penne net so ver uitbring. Dan kom jy, gaan dit nie voor neersit, jy gaan die hele van die balle gooi, net nie. Van Piet. Nou kom jy, Ja, staan toch, man. nou kom jy en jy sê, oké, Here, hier is my tentpen. En dit is hoe groot ek ook maak. Dis wat ek van U wil ontvang. Jy mag nie terugneem. So nou gaan jy en jou seëninge wat ons kry, probeer ons hier insit. Wie kan dit doen? Wie van julle wil probeer om hom in te gooi? Sonder dat ek beweeg, jy mag op jou opstaan. Maar sien julle, weer eens is dit te klein oopgemaak. Weer eens het ons te klein oopgemaak om regtig te kry wat die Here vir ons in store het. Amen. Nou kom jy sê, oké, Here, vat my nog 'n stapie verder. Leer my verder hoe om dit groter oop te maak. Dan maak jy hom hierdie groter oop. Dankie, Els. Yes. Dan maak jy hom hierdie groter oop. Nou is dit bietjie meer, want dit is mos wat ek moet kry, is hierdie bietjie nog. Maar, hoeveel van ons kan dit nou aangooi? Ja. Maar sien julle, dit is nog steeds bietjie moeilik om dit van die Here volkome vir jou wil gee. Dit van die Here volkome vir jou wil gee om in te kry. So nog steeds blok jy jouself, want jou tentpinne is nie in soos wat die Here wil hê jy moet inneem. Dan kom jy op 'n dag en sê, oké, ek is nou moeg vir alles. Here, ek wil hê wat U wil hê van my lewe, nie wat ek wil self hê nie. Want ons bepaal ons wil ons eie lewe bepaal. En sê, Here, oké, net op hier. Dis wat ek dink ek moet kry van U. Dis die seëninge wat ek moet kry. So dit is wat ek gaan hê, dis daai bietjie. Dan kom jy 'n dag en sê, Here, oké, ek staan in U diens. Ek staan soos wat U wil hê ek moet wees. Ek maak dit oop, dat ek alles wat U vir my wil hê, kan kry. You need help? You need help? Ja, asseblief. Nog een groot ding, hoef maar. Ja. En jy maak jou tent so oop. Is het de enkel? Nee, dis te oop. Ja.
En jy maak hom so oop, hy kan nog tot daar agter gaan. En nou sê vir Here, hier is my 10 pen. Dis hoeveel ek weet, ek werk is in hier, om te ontvang wat U wil hê ek moet ontvang. Amen. En dit is hoeveel ek vir jou kan gee, want nou het jy oopgemaak. Jy gee nie meer om wat ander van jou dink nie. Jy gee nie meer om wat die duiwel vir jou sê nie. Jy doen nou wat God vir jou sê. En as jy nou julle balletjies gooi, wie gedink gaan dit inkry? Maar sien julle nou? Nou is dit beter om hom te ontvang, want jy staan nie meer so nie. Jy staan nou so. Amen. En omdat jy so oop staan, jou hande, jou hart, jou gedagtes, alles vir die Here gegee het, kan jy weer ontvang. Want jy keer nie jouself meer om nie te ontvang van die Here af nie. Nou sê vers 5, want jou maker is jou man, die Here van die weerskade is sy naam, en die Heilige van Israel jou verlosser, hy sal die God van die hele aarde genoem word, want soos 'n verlate vrou en 'n bedroefde van gees het die Here jou geroep, en soos 'n vrou uit die jeugtyd as sy versmaad was, sê jou God, 'n klein oomblik het ek jou verlaat, maar met groot ontferming sal ek jou vergader. In 'n uitstorting van toorn het ek vir 'n oomblik my aangesig van jou verdelg. Maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou, so sê die Here, jou verlosser. En daai stukkie sê hy het jou vir 'n klein oomblik verlaat. Dis toe jy nie jou pen nou groot genoeg oopgemaak het nie. Het dit vir jou gevoel of hy jou verlaat het. Maar met groot liefde en ontferming het hy jou weer teruggevat. Dat jy styf teen sy bors is. Want hy dink nie aan jou goed wat jy al in die verlede gedoen het nie. Amen. Hy vergeet dit. Hy sê hy gooi dit so in die diepte van die see en hy dink nie meer daaraan. Hy verwyder dit van ons soos die ooste van die weste is. Hoe ver is dit van mekaar af? Hoekom dink ons al ewig terug aan ons verlede? Hoekom hou ons dit wat ons verkeerd gedoen het teen onsself? Want as die duiwel jou kan kry om die hele tyd terug te gaan, het hy 'n veld om op te speel. Want dan kom hy in jou gedagtes. Dan sê hy vir jou, maar jy is nie goed genoeg om dit van die Here te ontvang nie. Jy is nie goed genoeg om al die beloftes wat die Here vir jou instoor het te ontvang. En dan wat doen ons op die einde van die dag? Meeste van die tyd luister ons vir die duiwel. En ons gaan terug waar ons was. In plaas daarvan om te sê, Here, ek sluit my ore vir daai duiwel. Ek wil nie hoor wat hy van my te sê het nie. Ek worry nie oor wat hy vir my te sê het nie. Ek luister wat U vir my sê. Wie ek in U is. En wat ek gaan kry, omdat U my Vader is. En omdat ek gehoorsaam is aan U, gaan ek kry wat U vir my beloof het. Amen. Vers 11 sê, jou ellendige, deur storms gejaag, ongestrooide, kyk, ek lê jou stene in suurklip, en ek grondves jou in saffiere, en jou borsberings maak ek van rubyne en jou poorte van korbonkels, en jou hele ringemuur met edelgesteentes. En die volgende vers is vir my so nice. En al jou kinders sal deur die Here geleer word. En die vrede van jou kinders sal groot wees. Amen.
Ek gaan vra dat Pieter vir julle die premies opsit, dat julle sien hoe lyk die edelgesteente is. Dit is wat die Here vir ons wil hê. So hy wil die mooiste vir ons hê. Maar omdat ons partykeer luister, en dan op 'n hoopie gaan sit, en seer kry ons nie die mooi van die Here vir ons verwag nie. Wil hê nie. Want hierdie is die edelgesteentes wat hy praat van in die Bybel. Dit is so mooi stene. En as dit so mooi is, wat het die Here nog vir ons in store? En kyk, elkeen het 'n verskillende kleur. En elke kleur beteken iets anders. Dan is daar nog een wat die mure, hy sê hy sit ons mure in edelgesteentes. Dit is ook, as jy sien hoe mooi lyk dit, dan is dit wat die Here vir ons in store het. So as hy dit vir ons in store het, hoekom wil ons dit nie vat nie? Hoekom wil ons gaan stil staan en sê, ag, maar dis nie vir my nie. Ek soek nie die ander prentjie asseblief. Nee. As die Here dit in sy woord beloof, dan is dit mos waar. Amen. As dit in die woord is dit ja en amen. So as dit ja en amen is, die ander een, die verkeerde steen asseblief. Dan is dit ja en amen, dan is dit mos vir ons. Amen. Nee, ek het vir nog een gestuur, die klere is so gemeng. Maar dis wat die Here van ons vir ons wil hê. Wil jy dit vir jouself hê? Ja. Wil jy vir die Here sê, okay, hier is ek. Alles wat U vir my in store het. Dis wat ek wil hê. Ek staan vandag met oop arms voor U. Gee dit vir my. Amen. Of van jy sê, ag, kom ek luister maar vir die duiwel, want dit is al wat ek kan doen. Dis al waarvoor ek goed genoeg is. Kom ons kyk verder. Deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. As hulle ook hulle aanvalle begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval sal oor jou val. Daai geregtigheid wat hy nou gaan vra, is jou stand in God. Wie is jy in God? Ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n erfgenaam van Christus. So ek is 'n prins of 'n prinses van God. Dis my stand in God. God kyk nie na ons deur ons foute nie. Hy kyk deur Jesus na ons met liefde. Amen. Hy sien nie elke dag raak wat ons verkeerd doen nie. En dan staan jy en wag vir daai straal hierso om jou van die muur af van die hemel af te slaan nie. Dis nie wie God is nie. Ja, as jy stout is en jy gebruik nie jou ore nie, is daar nagevolge. Jy gaan iets kry. Ja. Maar dit bly nie daar nie. Want God is vir jou lief net soos wat jy is. So jy het alles in die wêreld gekry. En alles is mooi wat jy gekry het. Die duiwel het gekom om dit lelik gemaak. Kyk, ek het die smart geskape wat die koolvuur aanblus en die wapen voortgebring volgens sy ambag. Ook het ek die verderper geskape om te verneem. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy vir weer lê.
Dit is die erfdeel van die knegt van die Here en hulle geregtigheid wat uit my uit is, spreek die Here. Amen. Hy spreek dit self. Maar nou kan ek 'n paar van julle weer gebruik. Kom Steven. Jy en Garrett. ek het weer sy naam. En Anushka? En Vincent, kom hier. Dan kan julle nie nou op te doen. Dis nie hoekom ek julle so net te roep nie. Hier staan elke wapen wat teen jou gespreek word. Elke woord wat teen jou gespreek word. Nou kom ons by Steven. Nou wil hy iets doen, maar die mense kom sê vir my, kan dit nie doen nie. Hy is nie geroep om dit te doen nie. Of hy het nie geleer om dit te doen nie. Of elke ding wat jy kan dink, sê hulle vir hom. So nader aan dink hy vir homself, hy is niks werd nie. Want as die mense sê, ek kan dit nie doen nie, kan ek dit nie doen nie. Hy gaan hoor nie eers by die Here, is dit wat ek moet doen nie. Hy glo die mense. Dan kom ons by, kom die mense en sê vir jou, maar niemand in die lewe het jou lief nie. Want hoekom wil die mense jou lief hê? Want as jy niks waard is nie, hoekom moet ek dan geliefd wees? Want as ek voel ek behoort nie, dan voel ek ook nie geliefd nie. Wat op die ou einde dan gebeur dit? Dan dink jy aan selfmoord. Want as niemand my lief het nie, hoekom moet ek dan hier wees? Dan kom die grootste, en dis die grootste rede wat almal vir jou kan sê. Nie eers Jesus het jou lief nie, so hoekom moet jy nog steeds lewe? Dis die vyandse wapen wat hy teen ons gebruik. Ja. En dit is die wapens wat ons teen onsself gebruik partykeer. Want ons glo wat die ander vir ons sê. Maar dan kom die Here. En hy sê, maar nie op. Want nou gooi jy dit af, wat jy vir die Here gesê, Isak. Ek wil nie meer voel soos wat ek voel nie. Ek wil die persoon wees wat u wil hê ek moet wees. Dan kom aan. Almal het jou lief. Jesus het jou baie, baie lief, bo almal. Amen. Jy is baie meer werd. Want die lewe is die moeite werd om aan te gaan. So teen wie veg ons nie? Ons veg nie teen mekaar nie. Ons sê mekaar nie sleg nie, maar ons veg teen die duiwel en sy demonie. Want jy het nog gesê. Ons veg teen nie teen vlees en bloed nie. So ons sê nie mekaar sleg nie. Ons moet mekaar opbou. Dis hoekom die woord sê, geen wapen wat gesmee sal word, sal enigiets uitgerukt kry. Want ons bid vir mekaar. So ons beskerm mekaar in gebed. Ons maak mekaar toon liefde. So niks moet na by jou kan kom. Amen. Ons moet ons ore toesluit vir die duiwel, om nie te hoor wat hy vir ons sê. Maak nie saak wat in ons lewe gebeur. As die Here na ons kyk, deur Jesus se liefde, hoekom kan ons nie vir onsself so kyk? Ja, ek sê nie ons is engeltjies wat niks verkeerd doen nie. Maar as jy iets verkeerd gedoen het, gaan staan net en sê, Here Jesus, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Ek maak my tentpenne wyd oop. Ek maak my tent wyd oop om te ontvang wat U wil hê ek moet ontvang. Amen. Nie wat anders sê nie,
Nie wat ander doen nie, maar wat U sê en U doen vir my lewe. Ek gaan dat Pieter vir julle 'n liedjie speel en ek gaan geleentheid gee vir die wat wil uitkom vir gebed om te sê, Here Jesus, hier is my tentpenne vandag, ek maak dit wyd oop vir U. Van vandag af gaan alles verander in my lewe. Want ek gaan vasstaan in U, gaan my tentpenne wyd oop maak en ek gaan ontvang wat U wil hê ek moet ontvang.
So wat ek by julle wil los vandag is, dat maak jou tent buite. Ontvang wat God vir jou wil gee vandag. Maar nie net vandag nie, maar elke dag van ons lewe. Totdat hy sê, ek kom jou al. Amen. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here dat ons net die beste van vandag af gaan ontvang uit U. Vader, U wil net die beste vir ons sê, en ek sê net vir U dankie dat ons die kinders kan wees om die beste te kan ontvang. En ek loof met U daarvoor. Amen. Amen. Nou die afkomstig is.